Jesaja 30 vers 15. So sê die Here, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag. Tot sover. Liewe Here, mag U verheerlik word soos wat ons nou hier saam vergader. Dankie vir die seën wat ons reeds ontvang het. Mag ons verder geseënd wees, soos U vir ons lei. In Jesus naam, amen. Wie was geseënd vanoggend? Sit gerus. Wie was al reeds geseënd vanoggend? Absoluut, oor en oor, uit en uit. Baie dankie. Dit is regtig waar. Leraar Howard, baie dankie. Cameron, thank you for sharing that testimony. It was astounding. It's fantastic. The Lord is good. So this will be a lot shorter and a lot faster. Gaan baie vinniger wees wat andersins die geval is. En moenie bekommerd wees nie. Ek gaan nie probeer, I are not going to try to do this in English. Vir enige persoon wat al kinders groot gemaak het, dan weet jy dat dit kan swaarder wees as wat jy andersins verwag. Het enigiemand al gehoor, wanneer ek kinders het, dan gaan hulle doetjie. Het enigiemand dit al gehoor? En wat gebeur as jy ietsie soos dit hoor? Dan lag jy, dan lag jy so in jou mou. Want dit gebeur net eenvoudig nie so nie. Dit is nie so eenvoudig nie. Vra maar net, doen dit net. En dis dieselfde soos wat ons nou gepraat het verlede week. Verlede week het ons mos gepraat van die tafels op die Titanic. En dit is nie so maklik terwyl mens besig is op pad na die lewensreddingsboot om vir ander mense te oortuig, jy moet nou hierdie warm vertrek waar die musiek speel en die kos alles beskikbaar is en die partytjie duidelik in die gang is, jy moet al hierdie verlaat om saam met my buitekant te gaan in die koue ten einde gered te kan word. Om vir mense te oortuig dat die skip waarop hulle is, gaan eintlik sink. Dis nie so maklik nie. Nie waar nie? En dit was nou op baie interessante wyse gedemonstreer, Artis, toe ek en jy verlede jaar gegaan het na die Lamsfees op Loftus. Nee, dit was nie vir dit nie, voordat enigiemand vra. Maar ons het die Sabbat, dit was die Saterdag aand. Ja, dit was die Saterdag. Ons het nie soos die einde van soos die Sabbat geëindig het, toe ons soontoe gegaan met traktaatjies om by die Lamsfees vir mense goeders te gaan uitdeel, om vir hulle te vertel van, hoor hier, daar's soos 'n goeie boodskap, daar's 'n blye boodskap. Ja, die partytjie is alles aan die gang hierso, maar daar's 'n blye boodskap wat ons vir julle met julle wil deel. En een van die ouens, ek sal dit nooit vergeet, tot die dag wat ek omval, dan sal ek, hopelik gaan ek hierdie nooit vergeet nie. Ek gee vir hulle die traktaat, ek sê vir hulle, hier is gratis goeie nuus. En ek stap aan verby na die volgende mense en ek hoor die ou agter my sê, dis 'n lid van die einde van die wêreldspan. En ek dink, ja, ek is 'n lid van die einde van die wêreldspan. Ek is 'n trotse lid van die einde van die wêreldspan, baie beslis. En almal van ons is. En dit was die gedagte wat ons gekry het uit verlede week se boodskap van tafels op die Titanic, is dat ons is nie passasiers nie. Ons is die bemanning. Ons is eintlik die bemanning. Ons het self redding nodig, maar ons is die bemanning. Nou wat hierdie week wat verby was, het ek ietsie anderster gesien. Dis nou verlede donderdag, toe was ek en Roland, was jy? Waai gou vir my, Roland, daar sê. Ek en Roland en Andre en my gesin, ons is na die Irene Mark toe, om blaadjies te gaan uitdeel vir mense vir die komende rookstaak, om vir hulle te vertel hierso. En Andre het groot sukses gehad daarvan, gee dit vir mense, en hulle sê, nee, maar ek rook nie. Hy sê, maar jy ken iemand wat rook. En hulle sê, ja, dis waar. En ek deel ook uit vir mense, en hulle vat dit, en ek gee dit vir mense wat rook. En dan raak dit 'n bietjie anderster. Dan is hulle nie so gretig om dit te ontvang nie. En dan wil ek vir ietsie gee vir 'n persoon wat regtig goed is, en dan wil hulle nie. Nou daar's verskillende maniere hoe jy kan reageer op hierdie. Jy kan dit op jouself dan aantrek, en jy kan aanstoot neem, en jy kan baie ontsteld wees, en dit hierdie is net verkeerd, en ek dink nie ek gaan hierdie meer doen nie. Maar dis nie die regte manier om te reageer omtrent dit nie. Dis nie hoe dit moet wees nie. Ek moet net gaan sê, daar's 'n reddingsboot, ouens, hierdie kant toe na die reddingsboot. En as iemand nie wil gaan nie, wat moet ek maak?
Ek gaan hom nie dwing nie. Jesus dwing ons nie in die kerk in nie. Hy dwing ons nie in die kerk in nie. Ek het 'n ander ding gesien, wat baie interessant was vir my. Toe ek 'n laaitie was, en toe ek, weet, hoërskool, en toe ek universiteit was, daai ouderdom, toe ek in daai tyd, en die mense wat so oud is as wat ek is, ongeveer, gaan vir my moet sê of dit so was, as jy gesien het wat 'n meisie gremering dra, dan is die meeste wat sy gedoen het nou, is sy het haar ma se lipstif, het sy gezooi, en sy het vir haarself lippe gegee, en toe dan gaan sy aan met dit. Nee, dit is eintlik so vir, maar grootskaalse, groot gedoente, is nie wat mens gesien het nie. Julle, ek kon nie glo wat ek gesien het by Arini Mark nie. Dis die een na die ander, dan lyk dit hier so, asof hulle op 'n tydskrif dan gekom het, dan dink ek, het hulle soos 'n modeparade hier of ietsie, en is nou, dis weird, want het was net baie van hulle, baie, en dan het hulle het die wenkbroue en die wangbene is so vreeslik gedoen, en die wimpers lyk soos rispus. En dan wonder ek, my goeiste, en toe word ek later ingelig deur tieners om te sê, maar jy moet verstaan, jy weet nie hoe dit werk nie, jy moet verstaan dat Instagram en TikTok is vol van hierdie goeders, van allerhande instruksies van hoe om op te smik en goed soos dit. En dan is daar al hierdie kommer, en hier is die punt wat ek probeer om te maak, voordat iemand bekommerd is oor waarheen ek op pad is met hierdie ding, wat ek dan sê, dit was my interessant om op te merk, hoeveel aandag was geskenk aan om goed te lyk voor mense wat jou glad nie ken nie. Hulle opinie oor jou maak regtig nie saak nie, maar daar was baie aandag wat geskenk was daaraan vir mense wat eintlik irrelevant is. En ek gaan net gou 'n skrifgedeelte omtrent hierdie deel. Dis 'n ding wat kom uit Petrus. Miskien gaan hierdie vir iemand ietsie beteken. Hierdie is net gratis pas self vandag. 1 Petrus 3. Dan sê dit die volgende. Julle versiering moenie uiterlik wees nie. Net daai stuk. Haarvlegtery, omhang van goud, aantrek van klere. Julle versiering moenie uiterlik wees nie, maar die verborgde mens van die hart en die onvergaarlike versiering van 'n sagmoedige en stillige gees wat baie kosbaar is voor God. En ek noem dit net, want ek wie het al gesien van hoe 'n gebou wat nou niet oorgeverf is. Jy ry by een of ander plek verby en daar hy's niet, hierdie gebou is niet geverf en pragtig. Maar daar is nog niemand wat daar binne bly nie. Het jy al gesien? Dat is mos iets wat me keer. Jy kyk na die gebou en sê, ja, hy's mooi, maar hy's leeg. En is dieselfde ding van wat mens gesien het. Dit was miskien baie geverf hierso, maar hier binnekant, dan was dit, jy kan sien, daar is soos 'n, en ek moenie nou sê, Werner, hoe durf jy oordeel? Dis nie die pad wat ek gaan nie. Dis net iets om te oorweeg. Hier is die punt wat ek probeer om te maak. Mense was bekommerd oor 'n ding wat hulle nie kan beheer nie. Ander mense se opinies oor hulle. Ek kan nie daai beheer nie. Ek kan nie maak daai persoon van my hou as hulle nie van my hou nie. Ek kan nie. Ek kan nie hierdie persoon, as hulle 'n sekere ding van my glo, ek kan hulle nie anders oortuig nie. En daar's baie frustrasie soos hierdie wat ons mee gekonfronteer word as ons deur die woord gaan. Nou oorweeg hier so gou die volgende paar goeders. Nou ek gaan blitsvinnig deur hierdie ding gaan. U en elkeen wat hier is, gaan op een of ander stadium in werksomstandighede sit, of in universiteit of skool of ietsie soos daai, wat 'n persoon jou onregverdig behandel, as ek gou die skyfie kan opkry, daar word ook gesê in die Bybel, dit is dat daar soos 'n man wat hard gewerk het, sy naam is Jakob, en sy loon was 10 maal verander, dalk ken jy dit, dat die werkgewer u kil. Dalk ken jy dit, dat u valslik beskuldig word, soos wat Elia beskuldig was deur Elia. Juis die beroerder van Israel. Intussentyd Agab was die probleem. Ken jy dit? Was u al valslik beskuldig van iets? Ken jy dit? Ken jy dit dat u selfs op die ergste graad beskuldig is van dit? Wat gesê word dat Jesus is die owerste van die duiwels. Ken jy dit? Ken jy dit dat
Die regering was dalk wreed. Hierdie is 'n insident wat plaasgevind het in Pilatus se tyd en hy het groot skade aangerig. Hy het die altaar gaan verontreinig dan met mensebloed. Mense gaan staan en doodmaak. Pilatus was maar taamlik bloeddorstig. Help dit dat ek verskriklik opgewerk raak oor alles, oor ietsie wat 'n regering besig is om te doen, hierdie een of 'n ander een? Help dit dat ek baie bekommerd kan wees oor moontlike rampe? Ons dink nou hier so spesifiek ten opsigte van ons kinders. Ons het begin hier en ons het gehoor van dit wat Cameron en Robin gedeel het. Wat 'n verskriklike ramp om 'n kind wat hulle moet deurgaan om hulle te oorkom. Maar is dit ietsie wat ons kan beheer? Ons kan dit nie beheer nie. Jy kan dit nie. Selfs soos die toring wat geval het op Siloam. 18 mense wat dood is. Rampe wat plaasgevind het vandag is dieselfde soos rampe wat plaasgevind het daai tyd. Onverwags dan kom dit daar skielik. Dalk ken u dit. Vandag dan staan dit net, is waarskynlik nie 'n toring wat val nie, dit is dalk 'n karongeluk. Dis dalk ietsie, dis 'n siekte wat onverwags is wat kom. Dan is daar ook tragiese rampe wat gebeur, soos wat gebeur het in die geval van Salomo, 'n vrou wat eenvoudig in die nag omgerol het en haar baba is doodgelê en sy het dit nie geweet nie. Wat 'n verskriklike tragedie vir daai ma om deur te gaan. Wat 'n verskriklike gebeurtenis. Daar's min mense wat ek kan dink in die Bybel wat ek meer jammer kry as sy. Maar dit verskoon nie wat volgende gebeur het nie. Toe staan sy daar so op en sy vat daai baba wat dood is en sy sit dit by die ander vrou en sy sê dit nee, dit het nou so omgebeur. Wat 'n verskriklike bedrog, wat 'n verskriklike liegspil wat daar gebeur. Dalk ken jy ook dit. Dalk ken jy dit dat u kind sê, ek stel nie belang eintlik enigsins in jou nie, ek wil niks met jou te maak hê nie. Maar jou geld, ek sal dan sal ek my deel vat. Dalk ken jy dit. Hopelik nie. Dalk ken jy dit dat 'n broer niks te maak wil hê met 'n ander broer nie, of 'n suster met 'n suster, iemand in die familie, kan net nie die ander een vat nie. Soos wat ook gebeur het, in dieselfde gelykenis. Dalk ken jy dit. Dalk ken jy dit dat u regtig waar 'n goeie idee het van watter tipe persoon u kind mee deurmekaar moet wees. Met wie moet die kind trou? En hulle kies teen wil en dank, teen alles wat gebeur, dan kies hulle nog steeds in die verkeerde rigting. Hulle gaan nog steeds, hulle is nog steeds dwars. En dan kan mense net niks omtrent te doen nie. Dalk, en dit is nog nie ietsie wat gebeur het met iemand wat ek ken, met die uitsondering van een persoon, iemand wat in die gevangenis geplaas is. Let wel, ek het die naam van Demas onderstreep, en dan later, dan sal die einste persoon wat saam met jou gewerk het jou verlaat. Jy kan nie bepaal of beheer, of iemand sê, hulle gaan nou die geloof verlaat, hulle gaan nie meer Jesus volg nie. Ons kan nie dit keer bepaal, beheer. Dalk ken jy dit. Dalk ken jy dit dat jy 'n vrou het wat ontrou is. Dalk ken jy dit dat jy 'n man het wat ontrou is. En die Here vra dan dieselfde vraag, is dat hoe kan dit wees? Alles wat ek gedoen het is net goed, maar hulle was ontrou teenoor my. Dalk ken jy dit dat u gedink het hierdie is eintlik 'n gesonde verhouding. U het gedink dat hierdie is eintlik positief en dan daai einste persoon met wie u 'n verhouding sluit, gooi u vir die wolwe. Die vraag wat altyd gevra word met hierdie spesifieke ding, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. Where's the guy? Waar is die man in hierdie vergelyking, meneer die Fariseer? En daai vraag was nooit beantwoord nie.
Nie net is ons frustreerd hieroor van dinge wat buitekant ons plaasvind, hierdie rampe wat plaasvind, dinge wat dalk gebeur met ons kinders, dinge wat gebeur met geliefdes, dinge wat gebeur in die wêreld, dinge wat gebeur binne in onsself kan ons ook nie eintlik verander nie. Hoe gaan 'n kusiet sy vel verander? Hoe gaan 'n luiperd ontslaa raak van sy vlekke? Hoe gaan dit gebeur? Bedrieglik is die hart, bedorwe is dit, bo alle dinge. Wie kan dit ken? Dalk ken jy dit. Dalk ken jy dit soos wat ons in die les bespreek het, dat ons beste pogings eintlik net vuil vodde is voor God. Wat dan? O, ellendige mens, wie kan my red van hierdie liggaam van sonde en dood? Wie kan vir my red in hierdie wêreld wat alles so onvoorspelbaar is? Ek is lief vir hierdie persoon, maar hulle is dalk nie so lief vir my nie. Ek probeer my bes om hierdie persoon te beïndruk, maar hulle spoeg op dit wat ek doen. Ek werk so hard so wat ek kan, maar my werkgewer voel net niks. Hy's besig om te belê vir sy huis in Waanhuiskraans en hy ry rond met sy Ferrari en ek sloof myself af vir. Dalk ken jy dit. Dalk ken jy daai familiespanning wat net nie end kry nie en jy wens dit kan opgelos wees. Jy sien vir hierdie persoon voor jy eie oë hoe hulle besig is om verkeerde besluit te maak en jy sien hierdie pad lei na die dood en jy kan hulle nie gryp en skud sodat hulle sal luister nie. Dalk ken jy dit. En dan hierdie wonderlike vers, hierdie wonderlike oplossing wat vir ons gegee word, wat Jesus vir ons sê, moeder wat jou kind probeer grootmaak, pa wat probeer om jou gesin te lei, man, vrou wat werk, wat probeer om vooruitgang te maak, kind wat op skool is, jong mens wat op universiteit is, ou mens wat al die wysheid het onder die son, maar dalk nie meer die krag om nog steeds op te staan en iets te doen, maar wat sien wat gaan is, dat die pad wat die kinders op besig is om te loop is verkeerd en ek kan niks doen omtrent dit nie. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Kom na my, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee, sê dit. Dit hang so mooi saam met die vers wat gebruik was deur leraar Howard. In terugkeer en rus lê julle heil. In terugkeer en rus lê julle redding. In stil wees en vertroue bestaan julle krag. Nou ek gaan gou net hierso deur dit gaan. Ons ken mos almal die idee van 'n plaas. Jesus gebruik hierso baie pertinent 'n landboukundige voorbeeld. Hy sê in Matteus 11, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Hy het nie gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. My rusbank is sag en my kleurskema is lig. Dis nie wat dit sê nie. Sê dit daar dat my rusbank is sag en my kleurskema is lig. Ek wag nog vir 'n nee. Nee, okay, mooi, dankie. Iemand is nog by. Dit sê nie dit nie. Dit praat spesifiek van 'n juk. 'n Juk is gegee vir 'n trekdier. So hierdie praat van 'n werk. Dit praat van 'n werk. Dit praat daarvan dat ons moet besig wees. Op een of ander manier, dan moet ons doenig wees. Op een of ander manier. So as dit praat van 'n juk en dit praat van trekdiere, dan kan ons hier indink dat hierdie storie vind plaas op 'n plaas. En die eerste gedagte wat ons onsself aan moet herinner, is die Here is hierso besig om te praat van trekdiere. Nie trotse, tydgedrewe hoenderhane nie. Wat vir jou mooi kan sê hoe laat dit is. Maar hulle is nie besig om te help nie.
Dit is ook nie sensasiesoekendes kinderbekke nie. Let wel, ek het geen koppeling gemaak hierso in geslag nie. Iemand op 'n stadium vir my gesê, dat mans kinder meer as vrouens, en dis sê ek gaan eerder niks sê nie. Maar dit is nie, die Here is nie besig hier om te praat van sensasiesoekendes kinderbekke nie. Die Here is ook nie besig om te praat van die selfbejammerende slagdier, van alles is so erg. Ek is jammer dat die vark so sleg lyk soos wat dit lyk. Ek moes 'n maarvark gekry het, want as 'n maarvark wat skree. Dis ook nie 'n selfvoldane, gemaksoekende kat wat lê in 'n sonkol nie. En dit is ook nie 'n senuweeagtige grensbewaker wat byt na jou enkels nie. Ken ons dalk hoenderhane, kekkelbekke, sensasiesoekers, enkelbyters, selfbejammerende slagdiere, ken ons dalk vir hulle. Ek het dalk al self een van hulle in die spieël raak geskeer. Tot my ontsteltenis. Nee, die Here praat hiervan, hy sê, neem my juk op julle. Neem my juk op julle. Almal wat vermoeid en belas is, neem my juk op julle en leer van my. En die ding wat vir my so mooi is van hierdie, is dit nie pragtig nie. Julle kan kan julle die ligte afsit, net om te sien nie, so dat die prentjie is, dit is so 'n mooi prent daai. Het julle al gesien van hoe trots en fier is 'n perd? En hoe ingenome hulle is. Hulle is sommer so, hulle lyk net sommer so gereed. Hulle die mooiste geaardheid. Ek het my hart verloor, rukkie 'n paar jaar gelede hier op 'n perd met die naam van Baloo. Mense, dit is nie my perd nie. Ek besit nie 'n perd nie. Maar hierdie perd het na my toe gekom en hy het sy kop so teen my geskuur hierso so. Ek weet dis maar net omdat hy gejuk het. Dis nie omdat hy van my hou nie. Maar dit laat jou baie spesiaal voel. Dan kom jy so hierdie perd en hy skuur homself. En Baloo is so groot soos dit. Hy's soos 'n 17 hand spierwit percheron trekperd. En hy ry so bietjie soos 'n rusbank. Hy's baie groot. En hy het heeltemal 'n ander aksie van as mense op hom ry as dan met 'n boerperd. Maar die mooiste geaardheid, altyd gewillig, altyd gereed, net onstuitbaar. En die vraag is dan wat ek moet hê, is dit my benadering wat ek het toe ek nou gekom het na Jesus toe? Is dit die benadering? Ek wil gou hierso net ietsie sê wat opvallend is van hierdie en ook van die vorige prentjie. Sien julle dat die perde het oogklappe aan? Die perd is nie besig om belang te stel en sê, maar wat gaan daar so aan en wat gaan daar so aan en ek is nou bekommerd oor al die ander goed. Ek het 'n taak en ek is besig om daai taak uit te voer. En die mooi ding van 'n trekperd, hy voel vere van wat dit is wat hy moet gaan trek. Dit kan wees dat hy besig is om 'n ploeg te trek hierso deur die aarde. Dit kan wees dat daar 'n boom wat afgekap is en hy's besig om daai boomstomp in te sleep iewers terheen. Dit mag wees dat hy werkers vervoer na een of ander plek toe. Dit mag wees dat hy vir mense dan gou jaag by die hospitaal om geboorte te gaan skenk aan 'n kind, en dit mag wees dat hy die een is wat vir oupa sy laaste rit gee in die doodskus na die begrafplaas. Trekpaard gee nie om van wat hy bereid is om te doen nie. Hy's net te dankbaar. Ek's ingespan en hier gaan ons. En 'n mooi gedagte ten opsigte van hierdie wat sê dat my juk is sag. Die wonderlike ding daarvan van die punt van die juk wat sag is, as ek voel dat die dinge wat ek moet doen as Christen in die lewe, dit wat ek moet doen, en onthou wat ons verlede week van gesê het, ek beklemtoon hierdie, in Matteus 28 vers 19, dan sê dit, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Die gaan dan heen, het ek vir julle gesê, uit die Grieks is nie asof jy stil staan, gaan doen dit nie. Dit sê, terwyl jy in elk geval besig is om te gaan, terwyl jy in elk geval op pad is na die reddingsboot, maak 'n disipel.
en leer vir hulle. Die maak disipel en leer is 'n direkte instruksie. Maar die gaan dan heen is terwyl jy gaan. Hier dan maak dit die duidelike onderskeid om te sê, kom na my, neem die juk op en leer van my. Kom, neem, leer. En as ek kom na Jesus en ek neem daai taak op wat hy gegee het en ek leer terwyl ek gaan, dis dan sag. En die las is lig, want hy dra dit saam met my. Ek trek saam met Christus in hierdie ding. Iemand het op 'n stadium vir my die syfer gegee van hoeveel dit is wat 'n trekperd eintlik kan vat, op sy eie en dan in 'n span. En dis nie 2 keer die hoeveelheid nie. Dis nie asof 'n perd 'n ton kan trek en 2 perde kan 2 ton trek nie. Dis baie meer as dit. Dit maak 'n groot sprong. En hoeveel te meer is dit nie, wanneer ons dan vir Jesus sê, oké Here, iets vir my hier in hierdie situasie geplaas. Of ek het in hierdie situasie nou beland, dalk as gevolg van iemand anderster se sonde, dalk as gevolg van die sondige omstandighede van die wêreld. Wat sou u graag wil hê moet ek doen? Dat ek op dieselfde manier wat 'n trekperd daar sê, ek gee nie om van wat dit is wat ek moet trek nie. Ek is net te dankbaar ek is hier so 'n span. Ek is net te dankbaar ons is 'n pad iewers heen. Dan word daai juk word dan sag. En die las word lig. Die woord vir die juk wat sag is dieselfde woord wat in Afrikaans soms vertaal word as goedertieren. Ook dieselfde woord wat soms vertaal word as soet. Smaak en sien, dis 'n soet smaak. Dis nie skerp, dis nie bitter nie, dis nie suur nie, dis eintlik heel aangenaam. En met die regte ingesteldheid voor God, dan het ons daai aangename ervaring. Ek kan selfs hierdie, dan kan ek dit dra. My prof by Pastor Howard, Professor Plaatjes, the Lord rest his soul, hy is nou al oorlede. Hy was 'n baie uitgesproke, baie vermoënde man. Hy sal dalk ietsie oorkom op dit wat ek nou gaan sê, maar hy sal my dan vergewe as ons mekaar, wanneer ons mekaar weer sien. Die woord vir lig is die woord, as dit sê my juk is sag en my las is lig. Die woord is Christus in die Grieks. En hy verskyn net 2 keer in die Bybel en is baie naby aan Christus. Nou moenie, hierdie is nie goeie eksegese om te sê die goeders rym met mekaar nie. Maar dit hou verband daarmee dat wanneer Christus saam met my in 'n ding trek, dan maak dit lig. Dit maak alles moontlik. Alles word dan moontlik, want ek vermoei myself. Ek word so swaar wat ek moet dra aan hierdie las van wat gaan die regering volgende doen? Wat gaan oor see volgende gebeur? Wat gaan gebeur in die stryd in die seestraat van Hormuz? Wat gaan gebeur met die gesondheid van my ouers? Wat gaan gebeur wanneer die regering die belastinggoeders verander? Wat gaan gebeur wanneer die dieselprys weer opgaan? Wat gaan gebeur wanneer hierdie persoon daai besluit neem? En die duiwel is mal daaroor wanneer ons dan rondhardloop soos dit, soos 'n hond wat sy eie stert jaag. En ons is nooit veronderstel om op hierdie plaas waar ons nou is, die hond te wees wat blaf die hele tyd vir elke ding wat hy verskrik. En ons is nooit verstel om die een te wees waar ons staan op die dak en aankondig van dis hierdie tyd, dis hierdie tyd, dit is hierdie tyd. Ons is nooit veronderstel om die ding te wees van weet jy wat het nou en nou met so en so gebeur. Nooit. Ons is nie veronderstel maar ek is trek so swaar, ek gaan net doodgaan. Ons is nooit veronderstel om enigiemand van hulle te wees nie. Ons is veronderstel om een te wees. Here, ek is hierso. Ek trek saam. Wat 'n avontuur kan ons vandag opgaan? Trippel, trippel, trippel. Here, wat doen ons vandag? Wat doen ons vandag? Dankie Here, dat U vir my 'n juk gegee het.
Dankie dat ek nie alleen in hierdie ding trek nie. Dankie dat U my vat op avonture. Dankie dat U my gaan vat na al hierdie plek om te gaan sien. Die hoenderhaan gaan nêrens van die plaas af nie. Vark bly net daar. Die kat lê net in die son. Die hond staan net by die hek en blaf, maar die perd gaan plekke. Die perd gaan plekke. Die perd sien avonture, die perd ontmoet vir mense, die perd het stories om te vertel. Kom, neem en leer. En sodoende dan die vlietende vrede, die vergetelagtige vreugde wat ons dalk mag hê van wêreldse dinge, wyk. Wanneer ons kom en neem en leer, dan is daar blywende blydskap. Blywende blydskap en standvastige sielsrus. So die Here wil. Amen. Ek nooi